ongemak voer 'n honger vir die Here se teenwoordigheid. As ek dit in Engels kan sê, discomfort feeds the hunger for God's presence. Soms in ons kerk boksies of soms in die manier hoe ons op 'n Sondag veral of in bediening, as ons nou leiers of worship leiers is of net mense wat 'n kerk bywoon, die Here in 'n boksie sit, veroorsaak dat ons nie altyd die ontmoeting met die Here het, wat ek dink hy met ons wil hê. Welkom by die Oaks Podcast, so lekker om vandag weer saam julle te kuier en ek het awesome gaste by my vandag in die studio en ek is super excited om net so bietjie te chat oor van die goed wat my baie naby in die hart lê. Voor ek hulle aan julle voorstel, het ons nou al reeds in ons video's en ons podcasts die volgende gesê dat ons eerste woord of ons eerste value by Oaks is encounter, en as jy Afrikaans is, encounter so naby as wat ons kan kom aan encounter is ontmoeting, of iets soos die teenwoordigheid van die Here. Nou dis vir my 'n verskriklike belangrike tema, want ek glo regtig in die volgende 20-30 jaar moet kerk anders begin lyk. En ons sê dit nie net want ons wil hê kerk moet anders lyk nie, ons sê dit want ons glo genuine dat die Here is besig om die kerk, die bruid weer al hoe nader om aan sy eie hart te bring. En as ons praat van encounter, ons praat van presence, ons praat van teenwoordigheid, om in die Here se teenwoordigheid in te kom, dan het alles met die bruid en met die kerk uit te waai, alles. En ek het in my lewe, en ek weet as ons vandag genoeg tyd gehad het, maar miskien kan ons daarby uitkom, het multiple crazy encounters, ontmoetings met die Here gehad, wat my lewe gemerk het, totaal al gemerk het, en meeste van hulle was in aanbidding en worship. Baie van hulle in my eie tyd met die Here, en baie van hulle corporately ook, so, en dis net hier waar ons vandag so 'n bietjie wil inklim en chat oor, wat is die Here se teenwoordigheid regtig, wat het met worship en met die kerk en met die bruid uit te waai, en hoekom is dit so 'n uncomfortable space? Dit is 'n legit vraag om te vra. Hoekom, as ons op baie plekke kom, is dit vir die kerk of mense in die kerk, en vir die wat gewoond is daaraan, uncomfortable space. En so, by my vandag hier in die studio is Alicia en Piet, en dis vir my amazing, ek het hulle onlangs eers ontmoet, en ons harte het dadelik geconnect, en ons figure nog uit hoe lyk ons pad saam in die toekoms in, maar ek gaan vir hulle vra om so 'n bietjie te deel, want julle twee, julle lewe, julle storie in julle lewe het met worship uit te waai, en ek sê dit nou, want ons het in ons gesprek al reeds gehad, dit is in musiek en buite musiek, maar dit alles met die Here uit te waai. So kan julle 'n bietjie net met ons deel, wie is julle en hoekom het julle lewe met worship en die presence van die Here uit te waai? Ek is Piet. En ek is Piet, my vriend. Sy vrou. Ja, ons hele lewe is eintlik maar 'n groot storie van lief vir Jesus. Ek het begin met, as ons nou praat van musiek, het ek begin musiek speel op hoërskool eers met die groot doel om eintlik kinders nie by partytjies te hê waar hulle drink nie, maar by 'n koffiekroeg by die kerk te hê. So nie noodwendig musiek speel wat worship is nie, maar net musiek speel om eintlik kinders uit die moeilikheid uit te hou. Dis hoe ek. So jy is eintlik 'n churchie van lankal al. Ek is van die begin af gechurchy, en toe ek uit die skool uit was, het ek musiek geswat op 'n stadium, en ek het vir al my bandmembers gesê, as al 'n paid gig is of 'n kerkgig, dan is dit kerkgig. So ek was van die begin af, ek gaan 'n musikant vir Jesus wees. So dit was my fokus vandat ek begin het om musiek te speel. Awesome, maar nou later jare, in jou spesifieke storie, ek en Piet ken mekaar van, wat is dit, 20 jaar terug? Ja. 4 maande, vinnige overlap, mekaar connect die in Potch, by ons gemeente en in die dorp. Ja. Maar daar het iets geshift, in terme van musiek, gigs, worship en Jesus. Yes. Ja, en daai tyd ek was jonk geweest, hy was bietjie ouer, so ek het hom as die leier gesien, en daar was klomp mense geweest wat in daai sfeer met my gepraat het oor, wat doen jy in jou lewe? En deel van hierdie groep het baie vir my gesê, in musiek is daar nie noodwendig baie geld nie. Ja. Dit was hier geweest, by the way, weet jy dit? Nee. Ja, so die ouens wat saam met hom werk. En wat hy dis ken, en daar nie hy nie. Ja. Dus hy gaan nie vir ons Nee, maar soos goeie raad gaan, is ek musikant vir Jesus, of swat ek ingenieurswese, of argitektuur, of konstruksiebestuur, daai hele kant, en hulle het gesê, man, daar is nie geld in musiek vir Jesus nie. So moenie dit doen nie.
doen die ander kant, daar gaan jy die mooi huis en alles hê en ek het in 'n stilte tyd het ek beleef Jesus sê daar's bietjie waarheid in wat hulle sê, maar nie volle waarheid nie. Die bietjie waarheid is daar is meer geld in hierdie kant en daar's nie so baie in hierdie ding nie. Ja. En dis nie verkeerd om 'n dokter te word of om nie ek het genuinely gevoel Jesus sê daar's nie 'n fout om 'n ingenieur of argitek te word en die geld en daai lewenstyl te hê nie. Absoluut. Hy sal my daar gebruik ook. Ja. Maar hy wil graag hê ek moet musiek vir Jesus doen, voltyds. Ja. En ek het daai tyd al die keuse gemaak om te sê voltyds musiek vir Jesus en die belofte wat ek van hom gekry het, jou maag sal altyd vol wees, jy sal klere aan jou lyf en jy sal dak oor jou kop hê. En dit was nog nooit nie waar gewees nie. Ja. So ek glo as dit nog nie nou al nie waar was vir 20 jaar nie, dan sal dit seker mos nou maar vir die toekoms ook nie waar wees nie. Ja. En jy kry actually 'n vrou wat En jy kry 'n vrou wat ook voltyds musiek is en dis ook raar want gewoonlik is dit een wat musiek doen en 'n ander een support die musiek. ja, as sy net Met 'n hulle dokter was. Imagine it. Dan het jy double whammy gehad. Ek weet. Nee, maar toe is ons nou al twee, maar ek het al lank gespeel of jy het op 17 begin. Maar ek het actually my ma ek het nou ek het my ma onlangs verloor. Maar ek het 'n amazing voorreg ek doen nou 'n album vir haar as 'n tribute wow. en dan gaan ons deur al die moments van my lewe reenact ons so to speak. Ja. Wat bietjie weird is want sy is nou nie meer hier nie, maar soos dan onthou ek soos 'n klein dogtertjie toe ek 5 was, dan sit sy my voor die klavier en sy kon nie 'n noot speel nie. Dan sê sy vir my, Alicia, of sy sê nootjie, kom ons maak soos reendruppels en dan slat ons al die hoë nootjies en dan lag ek. Dit was it's just amazing. Soveel fun gehad en dan sê sy vir my, okay, nou is dit die donder weer. Dan sê sy dan slaan ons daai donker ondernote, nee, of daai diep note. En ek bedoel sy was legendary. Sy het soos my actually geleer dat musiek eers gesien word voordat dit actually gehoor word. Ja. En ek was 5 en sy het my toe sê sy volgende ding dan sy reël vir my gigs. Dan sê sy vir my ek het gereël dat jy Sondag in die kerk speel. Sê ek vir okay mami, want ek is soos maar ek was opgewonde. Ek was nog nie bang nie. Ek was daai tyd glad nie bang nie. Dan het ek so met my een vingertjie, my eerste liedjie in die kerk, het ek so Abba Vader, ek het letterlik met my een vingertjie, Abba Vader, daar is niemand soos U. En die kerk was soos, wow, dit gaan amazing wees, as hy so begin. Daai jare was dit sy gaan 'n CD maak. Hierdie een. Ja, 'n CD met 'n orkes. 'n laserskyf. Tape. ja. En dis waar jou journey begin. En dis waar het begin. Awesome. En toe ek 17 was, toe hy nou begin gitaar, maar ek bedoel, dit Yes. is niks te sê nie. Het die Here actually, of kom ek sê, het ek, voordat ek al skool klaar gemaak het, want ek was 17 toe ek skool klaar gemaak het, toe het ek al 'n werk in die neighboring dorp in Limpopo. Nog voordat ek skool gemaak het, toe het hulle vir my gesê, ons het vir jou pos, as jy sal kom dit vat. Jo, Nog voordat ek skool was met skool. yes. So, dit was nogal interesting times. En al van standaard 6 of graad 8, 9, van daar fulltime actually gelead. Ja. Wat nogals crazy was. Ja, dis amazing. Ja. So ek kom ook uit musiek, maar ek kan dit nie sê nie. Want ek het 'n graad 3 Unisa klavier. My ma se musiekonderwyseres, ja. Vir die wat geweet het, hè. En so ek het altyd op die oor gespeel my stukke. En dan net die professor daar gesit het, dan het hy altyd so gaan stop. En dan sê stop en sê kyk op die boek en gaan aan. En dan sê ek so, I'm lost. I'm lost. En dan gaan ek maar net aan. En hy het net elke keer sy kop so geskit. Ek het weet waar ek En gestop, dan maar ek nou weet vir blad lees. maar ek was eintlik op bladsy 3 al van die stuk. Maar jy het nie bladsy- geblaai nie. Dis wat ek het nie geblaai nie. Dit was actually presies ek ook. Ja. So dis Hoe ons amazing. daar gekom het was 'n miracle. Dit is crazy. Graad 3 is nogals ver. Ja, maar is Vir baie iemand. lank terug. En dan was ek in dit orkes. Ja, is lekker. Is goeie tyd. Dis ook so lief is vir die topic ook. En Wow. lief is vir musiek. Nou, dis awesome. Evident in julle lewe hoe die Here die pad met julle gestap het. Tot in alles wat julle doen. Ek kan nie sê in dit wat julle vandag doen nie, want julle het nog nooit opgehou met te doen nie. En julle is nog besig om stap uit te figure ook waar die Here sit. Julle was op multiple plekke en hopelik kan ons iewers chat oor dit. Ek dink vir hierdie episode wat vir my so belangrik is en wat ek graag die gesprek in wil stuur, gaan oor die teenwoordigheid van die Here
en musiek en worship en die kerk spesifiek. En 'n paar observasies wat ek het, 22 jaar se bediening in kerk, en saam met dit ook 'n baie diep liefde vir die teenwoordigheid van die Here, maar ook vir musiek. En dan nou dophou hoe hierdie interaksie is in kerk van die verhoog af en nie is nie. En dan interessant, as jy groei in jou verhouding met die Here, wat hy weet hoe jy bewus raak van wat dit vir hom is. En hoe die hele spreekie by mekaar kom. So encounter vir my persoonlik onthou ek, my diepste encounters was ontmoetings met die Here was in worship. Ek onthou, ek het een aand, ek weet nie wat in jou tyd, daai tyd wat ons geoverlap hier was, maar ek het nog in 'n rugbyhuis gebly, saam met die ouens hier by die Unie en ook van die Pik in een huis. En so, maar ek was daai tyd al 'n stranddiensleier van George. En so, hulle sound system was in my kamer. So ek het 'n arme rugby manne, ek het worship aangesit klip aard, want ek het 'n amp in die kamer met seker 15 dame speakers. Maar ek onthou een aand het my goeie vriend van gesê, ons speel vanaand, het ek nou op 'n speel al. Toe wêrelds my rug gebreek en toe ek net by die Here. En toe sê ek, ja, gaan jy kom kyk? Ja, gaan kom kyk. Maar daai tyd was dit so, is ook my en Michelle se storie, soos ek het al gesien, maar ek kan nog nie date nie, want wanneer gaan ek bid? Wanneer gaan ek worship? Tussen klasse hardloop ek terug kamer toe, gaan worship en bid, en hardloop terug om betyds in die klas te wees. Maar ek onthou daai spesifieke aan, alleen in die huis, met die worship op my groot speakers full-blown in die kamer. En ek onthou 'n oomblik in die middel van die vertrek, waar ek op my knie is, en die Here se teenwoordigheid so in die kamer inkom. Jy weet, en ek bedoel, vir baie ouens as jy kyk, dalk is hierdie vreemd vir jou om te hoor vir die eerste keer, maar koop ek in die hart agterdoor. Dis daai fear of the Lord wat so in die kamer inkom, en voel jy gaan doodgaan, nee. En so ek onthou ek is later op die bed, op my knie, en toe later plat op die grond, en ek het kon regtig in daai oomblik voel, ek wil uit die kamer uitkruip, want ek kan hierdie, dis amazing, maar ek kan nie hierdie teenwoordigheid, kan ek nie handle nie. En wat my opgeval het in daai oomblik was, geen preek het my oor daar gekry nie, geen preek wat ek geluister het op YouTube daai tyd of wherever, daai tyd was dit tapes, profetiese woorde was op tape decks opgeneem, niks van dit, geen bedieningssessie, dit was soos kwaai en deliverance en counseling en al daai goed daai tyd, niks van daai, nie het my op daai punt gekry nie, dit was 'n moment tussen my en die Here. Ek onthou hoe dit gestop het nou, was was in die middel van die kamer, op my knie, my hande in die lug, en toe ontplof my lig. Nee, dit het my by die deur uitgehelp. Fisies. So was dit die Here, was dit net 'n Dalk was die presence so explosive. Dis wat ek like om te gee. So dis waar hierdie in my hart vandaan kom, is dat daar was baie bitter min plekke waar ek die teenwoordigheid so tasbaar beleef het, soos in aanbidding, in worship. En daar's 'n verskil tussen God se alomteenwoordigheid, omnipresence, en sy manifest presence. En so omnipresence, ek bedoel, is everywhere. Maar daai moments van manifest presence kan jy kan dit nie recreate nie, dis en is die markers, en dit word undeniable, dus soos jy gaan terug na dit, as dit rof raak, dan onthou jy jouself, maar onthou daai, want dit het jou gemerk, verstaan, soos, weet nie hoe voel jy, share? Ek het ook so 2 in musiek gehad, en een was, die jaar voor ons ontmoet het, was dit die eerste keer wat ek gevoel het, ek moet voltyds musiek doen, ook alleen in die kamer, maar ek dink ek het toe self gespeel, en toe het ek op 'n stadium die gitaar neergesit en die radio of die CD aangesit, en daarin het ek gevoel, so daai was een van die groot merkers gewees, in worship alleen, nie eers saam met mense nie. En die ander netjie was dan, ook net voor ons geontmoet het, in Londen was daar 'n worship diens, en dit was saam met 'n corporate, waar in daai worship set onthou ek hoe ek daar gevoel het, Jesus praat met my deur, daar was nie 'n preek, dit was 'n worship aand gewees. Het ek ervaar, Jesus praat met my en sê, sal jy doen wat ek vir jou vra, en ek het gevoel. Okay, dit is belangrik vir die conversation, so die Here het teruggepraat. Ja. So, disclaimer, die woord is super belangrik. Woord is super, ons kan nie sonder prediking, teaching, die woord, dis deel van ons foundation. Maar ek wil sê,
dit het my nooit in die eerste teenwoordigheid gebring nie, maar dit het my help groei. Ja. In die, vanuit die ontmoetings, Ja. dat ek met die Here gehad het. Het jy Jo, encounter? ek het- Jy het baie gehad, ek weet. Maar twee wat super uitgestaan het, of ja, soos ek sal vinnig, maar die een is, ek was 13, ek het actually met Piet uitgaan, ek was 13 en toe gaan hy Zim toe en ek sê toe van maar, ek kan nie na die kamp toe gaan nie, want e-mails het net uitgekom. Ja. En ek wil nou reg wees om dadelik te reply as Sak Piet vir my e-mail. e-mail van Zimbabwe af. En my ma sê vir my, Lies, ek dink regtig jy moet op hierdie kamp gaan. Ek voel dit. Ek sê, fine. Typiese tiener. Gaan ek op die kamp. Ek staan al Ek langs kon so die e-mail ou- saamvat, kom toe nie. Nee, ek het nie eens nog nie. Ja, ek dink ek het My foon het nog net gehad. O ja, dis waar. En dit was net op die rekenaar, ja, dis waar. En toe sê ek nou soos ek staan daar langs so 'n ou klaviertjie op 'n kampterrein daar in die Waterberge in Nylstroom, net buite Nylstroom. En ek onthou ons was in worship, niemand het vir my gebid nie, niemand was om my nie. Dit voel letterlik of donder weer my geslat het. Ja. Ek was soos 'n dooie op die grond. Soos mors dood uit. Ek weet nie, was my oë oop, was ek toe, ek kan nou nog nie to this day point nie. Ja. Maar ek het dis asof ek 'n glimpse gekry het wat hy gesien het, wat sy intention vir my was toe hy my gemaak het. Ja. Sy gedagte vir my was soos dis wat ek met haar lewe wil doen. Ja. En wat ek gesien het was hierdie biljoene mense wat soos een man, dis asof hulle almal soos dink Reinhard Bonnke crowd, soos biljoene, dis soos 'n see van mense. Oral waar jy kyk, die kameras kan nie ver genoeg pan. Ja. Verstaan? En almal worship soos een man Ja. met een doel, Ja. met een, ek weet nie eers, en ek het dit net gesien. En toe gaan ek terug en ek maak met hom uit want toe wil ek nie ou nie. Ek sê soos ek Ek sien hierdie vir die Here. So, ek soos daar's nie nou enige ou in op hierdie wêreld, in hierdie aarde wat my kan like Ja. ek was net uitverkoop en ek was soos dis hoekom ek gemaak is. Your maker is your husband. Exactly. Ja. Dit was net soos dis dan. Ook maar goed, want anders sou ek Dis en nie hy jy nie, dis Jesus. Ja, dis wat ek ook gesê het. Ek sê it's not you, it's him. Ja. So ek ook gesê het, it's not you. Maar dit We was can be nogals- friends. Ja, en ons het beste vriende gebly Ja. tot by hede. Is ons nog steeds beste maatjies. Maar en die ander een was ek onthou ek het so ons het op 'n oord gebly in Nylstroom en dan die lekkerste los sandgaar dan skop ek so in die sand met my kaalvoete en ek sien hierdie wit spierwit klip. En hy vang my oog en ek buig so af en ek tel hom op en ek sit hom in my hand. En daar was min kere wat ek as hy met my praat, is dit kort en kragtig. Dis soos twee sinne wat my lewe verander. En dit maak glad nie sin nie, maar alles maak sin. Ek weet nie hoe om vir jou Ja, dit ek te verduidelik nie. verstaan. Dit is wow, wat het u nou net gesê? Dit het my lewe verander. Maar ek onthou ek tel die klip op en ek hoor I will teach you the core of worship that will touch the very core of my heart. But it will cost you. Ja. Net so. Dit kos dan. Sexus. Wat was dit? Hou ook al klip aan sexus. Wat het nou net gebeur? Verstaan, sulke tye wat hy my eintlik kom merk het. Dis die woord, dis die skrif wat ek nou wil lees is van daai woord merk. In Eksodus 33 vir my is 'n profound hoofstuk. So dis daar waar Moses vir die Here sê show me your glory. Maar in vers 16 is dit so as jy die hele interaksie tussen Moses en God was soos ek kwaad vir die mense I'm out. En Moses soos nee, dis u mense. Dis u You mense. cannot be out. Weet asseblief Here. En dan vers 16 dan 15. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Ja. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other Ja. people on the face of the earth? Ja. So wat hier staan is Moses sê vir die Here, as u teenwoordigheid nie net met ons saamgaan nie, ons nie merk nie. Ja. Hoe kan ons distinguishable wees van enigiemand anders? Oh. Met ander woorde, sy manifest presence en sy omnipresence, sy teenwoordigheid merk ons. Ja. En wat ek hier verstaan daarvan, en ek bedoel is evident in die Nuwe Testament ook, is dat dit is die een ding wat God se mense onderskei het van al die res. Nou vandag se tyd, en miskien kan ons stadig begin mik in worship en kerk en hoe belangrik hierdie is, maar vandag se tyd het kerk begin gaan oor 'n morele verhouding met die Here. So wat's reg
en wat's verkeerd. En so is dit een voet baie keer in die styl van die Ou Testament en een voet in die styl van die Nuwe Testament. Want obviously is niks verkeerd tussen wat's reg en verkeerd nie. Maar as die Bybel in die Ou Testament gesê het, God se teenwoordigheid merk sy mense en dit maak hulle onderskeidbaar. Ja. Dan is dit mos hoekom sou dit weggegaan het met die koms van die inteendeel sy presence het afgekom, sy teenwoordigheid in Christus. Soveel te meer is 'n encounter of die teenwoordigheid van die Here belangrik in vandag se tyd. Ja. En daai was nog external, so to speak. Ja. Nou is dit met die Holy Spirit internal. So And eintlik het external. ons In and on. Ja. In, through, on, before, over, above. Everywhere. Maar jy het nou iets gesê en ek bedoel, kan ons 'n bietjie hang hier want dit gaan oor jy het die woord westerse mindset gebruik. Toe ons nou gepraat het in ons voorbereiding. Kyk. Hy het dit gesê. Ja. Maar wat ek eintlik net probeer sê is in die tyd waarin ons leef, ons is so westers ingestel in hoe ons die Here benader. Dat iets soos encounter of teenwoordigheid of presence is amper 'n semi-no-go. Ons het nie tyd daarvoor. Ja. Of ons sê, jy moet my ontmoet, maar soos doen dit in 10 minute asseblief. Ek dink So to speak. my gedagtes hier rondom is ek dink ek het die eerste keer Suid-Afrika verlaat toe ek 20 was, 21. En toe ek in Londen land en daar uitklim en paar goedjies raak sien, toe besef ek is gebrainwashed deur my eie kultuur. So jy kom dit glad nie agter totdat jy uit jou eie kultuur uit geklim het nie. Nou ons kultuur is 'n sekere manier, ons reageer 'n sekere manier, ons praat nou spesifiek nou van kerk. Reageer 'n spesifieke manier, dis hoe dit gebeur. Dit is so en ons meeste mense kan vir my baie mooi sê dit is hoe kerk lyk en wanneer dit is en al die goedjies, maar as jy byvoorbeeld na Mosambik toe gaan. En jy kyk hoe lyk hulle kerk daar. Dan kerk is Sondag. Okay, so dis nie jy daag op. Dis die hele dag. En dis sing en dan praat iemand en as dit sing en as dit praat iemand. Ek sê nie ons is verkeerd nie. Ek sê nie hulle is reg nie. Ek sê net daar is soveel meer aan hoe kerk gehou kan word as jy net sien ons kultuur is nie al hoe dit werk. Dit is nie net 'n one size fits all nie en baie mense sal dan sê maar daai is verkeerd. Want dalk pas dit net nie so mooi in ons dingetjie nie. En ons veral die westerse horlosie nie. Ons is 'n uur of 'n uur en 'n half. Dan raak ons ongemaklik. Maar dan sit jy in Mosambik en dan kom iemand op byvoorbeeld in hierdie worship en vra die vraag: "Hey, wie van julle het al 'n engel gesien?" My gedagte is, wat 'n dom vraag is dit? En dan verbaas dit my dat helfte van hierdie mense, van 500 mense, steek hulle hande op. Jo. En dan dink ek myself, miskien is ek verkeerd. Miskien is ek die een wat moet groei, want ek nou uit my kultuur uit in 'n ander kultuur ingegaan. En dan of wie het al vir dowes gebid, of wie het al dooies opgevang. Net so 'n bietjie, net so en dan besef jy ons westerse mindset is baie mooi, dit pas ons alles. Ons is almal op 'n manier dat lewe funksioneer en ons het kerk laat lyk soos ons wêreld ook. Maar ons mis so baie van Jesus en wie hy is en Heilige Gees en hoe hy kan werk. As ons nie, en dit is baie moeilik, ek verstaan dit, nie uit jou comfort zone uit gaan klim nie, want dis belangrik. En dis baie moeilik. Want comfort, of kan ek dit so sê, discomfort feeds hunger. As dit sin maak. Ja, sê jy? Maar ons ongemak voer eintlik jou honger. Maar dink aan, as jy fisies honger raak, soos jy raak hungry, jy soos like bietjie, wat gaan nou aan? My bloeddruk klaar, jy's 'n korte piesang of 'n appel of 'n chokkie of 'n whatever jy fix jou of 'n biltong of whatever. En dieselfde, dit voel net vir my, ons het ons hele appetite, ons western world het, en ek het dit nou in Amerika ook beleef, maar ons gaan nie naam noem nie, maar in 'n eerste wêreldse land beleef. Ons het net alles, instantly. Ons kan dit bestel. As jy dit dink, soek jy dit online, jy bestel dit. Dit is net instant, ta. En daar's nie meer die pursuit nie, daar's nie meer die wait nie, daar's nie meer die, so daar's nie discomfort nie, want alles is net comfortable. En hoe meer comfortable ek is, hoe meer effektief is ek, hoe meer goed kan ek gedoen kry. Dit was my so funny, dit is nou 'n silly voorbeeld, maar ek en Piet love bad. En vir ons was, as al fast-paced system is, wie tyd vir bad en stort, want jy is meer effektief. Ek dink nie, as enigiemand wat ons ontmoet het, mense was soos julle is almal is
bad julle. Daar's nie tyd vir Daar's nie dit. tyd. Rarig, daar's nie En tyd al die vir huise se bar is daar so klein. Ja, dit is- Mense sit hulle vuil wasgoed daarin. ja. Ek sou lekker gebad. Maar dis die principle, net soos jy's so comfortable dat jy eintlik nie meer hungry. So ek dink die kerk in die westerse wêreld sien nie meer daai goed nie, want hulle is nie meer honger nie. Ja. Want hulle voer nie, want appetite word gestuur deur discomfort. Ja. Ongelukkig en gelukkig. Dis so goed. So kom ons praat so 'n bietjie daaroor, want ek dink almal van ons is westerlinge, maar ons leef in daai wêreld. Jy druk 'n knop in die lig gaan aan en jy Ja. draai slou die kar start. Ja. En dit gaan nie beter word nie. Jy weet, so met AI en alles wat bykom word dit meer so, meer gemaklik, vinniger. En so wat ons nou eintlik hier sê is in 'n relationship. Dit werk so in 'n huwelik ook. Jy kan nie die beste van mekaar kry in 'n fast-paced program nie. Ja. Dan 20 jaar later is daar 'n probleem, maar nou is die probleem al 20 jaar oud. Want ons het nie tyd gemaak vir mekaar nie. So kom ons praat gou oor hierdie ding as dit kom by ons verhouding met die Here en sy teenwoordigheid en encounters met hom. So my ervaring is die volgende. Ek het beleef dat ek in my consistent tyd met die Here nie in sy teenwoordigheid kan gaan nie. Jo. Al spandeer ek elke dag 'n uur en 'n half, 2, maak nie Jy kan hom saak nie. mis. Daar is nie die oomblikke wat ek soos ons nou sê in sy teenwoordigheid Ja. inkom, al is ek consistent besig. Nou ja, as jy kyk, daar's geen verkeerde metode nie. Daar's nie 'n dagboek is verkeerd en dit lees jou eie, man, kyk 'n teacher, whatever it Ja. is. Hoe ook al dit Dit gaan nie daaroor nie. Ja. Maar tog op 'n manier mis ons die hele tyd die Here se teenwoordigheid totdat ons in die weste op 'n plek kom waar ons sê, is daar regtig dit is hoe in die Ou Testament gewerk het. Werk nie meer vandag se tyd so nie. So kom ons praat net oor daai vir 'n oomblik. Relationship vra tyd, vra commitment, vra en weet dat ek eintlik geïsoleer is, vra tyd saam met die Here. En dit is alles ook met worship uit. Undistracted. Understand. En wederzijdse conversation. Want ek bedoel, imagine ek gaan na Piet toe en sê, okay, vertel me van jou dag, jy het 10 minute, go. O, maar wag, dat ek het gaan eers praat, want jy weet, vrouens praat meer as mans, en ek soos sê vir hom, en dan praat ek 9 minute, en die laaste minuut, dan sê ek soos, gas, ek het 'n minuut oor, wil jy vir my sê, was jou dag? Ja. Verstaan? Like, en ek dink ons doen dit, ek vind in my eie tyd met hom, ons het al hierdie to-do lists, even in die gees, ons het hierdie prayer lists, en laat ek nou vir u vertel hoe, daai ou het my seer gemaak, en u het nog nie vir my daai ding gegee nie, en u weet ek vertrou u vir 'n huis, of whatever, en waar's hierdie nou, en waar's daai, en daai ou, dan, like, en hy's so gentleman, dan kom ek, sê nou maar ek het 'n uur in die oggend, voor my kinders wakker word, as ek lucky is, sê nou maar, dan kom ek in die einde daaraan, en dan het ek nog nie eens gehoor wat Is op wil sy hy hart sê, nie. wat is sy Exactly. schedule, ek sê nou vir hom alles van my schedule, ek sê, wat, Ons sê vir hom wat hy vir ons moet sê. ja, Dis wat ons sê die Here Ja. met my praat, maar ek het al my gebedsversoeke alleenlik wat ek voor hom gooi. So Ja. ek sê vir hom wat ek wil hê hy moet vir my sê. ja, Maar wat as hy iets Jo. anders wou sê? Hoe sê jy weet? en hoe sal jy weet, en ek dink, hy is so gentleman, dat hy kom nie net in en sê, okay, kom ek gee vir jou die gekonsentreerde 3-minute, Ja. hy is nie so nie, hy is te gentleman, en hy is ook te, ek bedoel, soos wat jy in daai moment beleef het, daai goed kan jy nie, hy spasieer actually daai encounters uit, wat ons gaan nie kan hanteer, as hy dit vir ons gekonsentreerd gee nie. Ons het tyd nodig, ons het, as jy, hoe leer jy iemand ken, vriende, ons het Ja. meals saam met mekaar, ons sit, ons eet, ons drink, ons praat oor ons dag, maar daar moet 'n balans wees in die dialoog, Ja. want ek voel partykeer ek is die vrou wat nie gehoord voel nie. So nou dis moet ek hoeveel 100,000 woorde 'n dag 'n vrou praat en ek bla 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 en dan aan die einde dan sê ek soos, "Wat gaan jy ietsie gesê?" Ja, maar sorry, die tyd's op. Sorry, my kinders is wakker. Oeps. Ja. Ja, ek het dit, Pieter. Ja, met kinders is dit moeilik. Kinders is vrek moeilik en So, dis 'n ja. reality. Dit is real. Maar ek dink dis nie die beperkende factor Nou, Nee. Ons blame dit. Nee, so en dit is waar toe ek jonger was sonder kinders, as ons net die woord worship gebruik het, ek het altyd gekonnekteer aan musiek. Ja. En deesdae het dit meer oorgegaan na worship is in ek weet nie presies waar het Paulus dit geskryf nie, maar is in jou alledaagse lewe. Ja. Dit is waar jy daai encounter het wat jy die klippie eintlik skop.
Dis nie jy's eintlik Jy's nie in die besig kerk om besig met jou musiek nie, ja. maar jy's net bewus van God. Ja. En daai is nogal so 'n moeilike ding. Dit is maklik om te sê. Dit is baie mooi om te sê, ons is oral bewus van Jesus. Ja. Maar om bewus te wees van Jesus in elke situasie En dis 'n practice, dis 'n is- discipline. Ja. is eintlik die geheim. Want op Ja. hierdie oomblik van my lewe kan ek nie vir julle sê ek het 5 seentjies. Ek weet nie wat se kamera kyk na my nie. Ek het 5 Nie 4 nie, nie 6 nie, en 5. en ek is baie moeg. Ja. So ek is nou al moeg vir 'n lang ruk. Ja. So jy kry nie Hulle is almal nog baie jong jy kry nie baie tyd om vir jouself. vir jouself en dan daarbey om nou te sit en ure te spandeer Ja. in die Bybel nie. Ja. So my tyd is baie meer. Ek moet in die oomblikke wat ons saam stap met ek maar die hele tyd 'n conversation knoop met Jesus. Nie 'n preek hoor nie, Ja. nie 'n versie lees nie, Ja. want ek het nie tyd nie. Ja. Ek kan nie 'n uur sit en 'n preek luister nie. Maar terwyl ek saam met my kinders het, moet ek my die hele tyd net conversations knoop met Jesus. Of Ek 'n wil die liedjie hele begin tyd saam of met 'n hulle. liedjie sing of 'n dingetjie hum of 'n net bewus wees van sy presence. Is makliker gesê as gedoen, maar dit is waar ek op die oomblik leef en moet leef en dis eintlik Ja. wat bedoel word is Paulus het gesê hy bid meer in weet hy bid meer in sy geestelike taal as almal combined. Sound, ja. Want oral waar hy beweeg, ek dink hy het ook nie tyd gehad noodwendig om nog Ja. weer te lees. Dit was net soos So jy moet verhouding hê met Jesus. Daar's niks fout met preke nie, daar's tyd vir preke, daar's Ja, al ja, daai dit seker. is 100% die woord ek sê dit nie een kant nie, ek sê dis 100% ek lees nog steeds, maar nie meer so baie soos wat ek voor kinders nie. voorkids. Dit is nou meer 'n lewendige verhouding en dit is Ja. worship as ons nou eintlik moet sê. Ja. Um Dis so goed. Ek dink as ons hierdie gedeelte afsluit, wat ons vir mekaar sê is dat met ons wil nou praat ook oor worship en oor die kerk. Wat so belangrik is vir die pastors, worship leaders en die kongregasie en die mense. Maar voor ons daai gesprek intree eers, moet ons vir mekaar sê dat die value van die Here se teenwoordigheid in ons lewens is ongelooflik belangrik. Om hom te value as 'n persoon above all else. En so mag sy teenwoordigheid, soos Moses sê, ons merk en ons onderskei van al die mense op die aarde. En ek dink as gelowiges dit dra en dit hom waardig genoeg ag dat hy ons sal merk met sy teenwoordigheid, dan lyk ons anders. Ja. Dan is dit baie, dis nie so moeilik om dan te sê, weet jy ouens, kom nou, die Here vra hierdie van ons sy liggaam nie. Hoekom, wanneer gaan ons nou, en hoekom lewe julle nog, weet, ons, nie julle nie, ons, hoekom is ook vasgevang in hierdie nie? Ja. Want as iets anders wat ons dryf as die wat verwag die Here van my. So dankie dat ek weer kan chat oor teenwoordigheid en encounter en ons gaan nou continue met worship.